As ons kyk na hierdie stroombaan, dan sien ons die battery het 'n EMK van 12 volt. Daar's 'n interne weerstand van 0,2 ohm, 'n onbekende resistor R en daar is 'n 10 en 'n 15 ohm resistor in parallel. Die weerstand van die verbindingsdrade is weglaatbaar en skakelaar S is oop. Dan word jy gevra om die term EMK, die elektromotoriese krag van 'n battery te definieer. Nou dit is die maksimum energie verskaf deur 'n battery per eenheid lading wat daardeur vloei. 'n Ander definisie wat ook aanvaar word, dit is die potensiaalverskil oor die terminale van 'n battery wanneer geen stroom vloei nie. Met ander woorde, as jy 'n voltmeter sou neem en die potensiaalverskil oor 'n battery sou meet en ons geen stroom wat vloei nie, met ander woorde, die skakelaar is oop, dan die waarde wat jy op die voltmeter gaan lees, is gelyk aan die EMK. Skakelaar S is oop en 'n hoë weerstand voltmeter. Onthou 'n voltmeter het 'n hoë weerstand. Word oor punte A en B geskakel. Wat sal die lesing wees op hierdie voltmeter? Nou die potensiaalverskil oor 'n oop skakelaar is altyd gelyk aan die EMK, so die antwoord is 12 volt. Skakelaar S word nou gesluit en die voltmeter word geskuif oor punte C en D. Wat is die lesing op die voltmeter? Nou, wat doen 'n voltmeter? Dit meet die potensiaalverskil. Met ander woorde, die potensiaalval. As ons byvoorbeeld hier is by punt 1 en ons beweeg na punt 2 toe, dan beteken dit daar is potensiaalval oor hierdie weerstand R. Net so vanaf punt 2 na punt 3, daar is weerstand tussen daardie twee punte. Met ander woorde, daar gaan potensiaalval wees tussen daardie twee punte. Maar tussen punt C en D is daar geen potensiaalval nie, want daar is geen energieverlies in daardie draad nie, want daar is geen weerstand nie. Met ander woorde, die lesing op V gaan 0 volt wees. Wanneer skakelaar S gesluit word, is die potensiaalverskil oor die terminale van die battery 11,7 volt. So, met die oop skakelaar was dit 12, nou maak ons die skakelaar toe, nou is dit 11,7. Op ons formuleblad sien ons dat die EMK is gelyk aan die totale stroom, wat ons nou moet bereken, maal met die som van die eksterne weerstand plus die interne weerstand. Ons kan daai vergelyking herskryf en dan sien ons dat die EMK wat ons het, is gelyk aan I maal R, dis V ekstern, wat ons gegee is, dis die terminaalpotensiaalverskil, plus I, wat ons moet bereken, maal met R, en dit is natuurlik die interne weerstand van die battery. So ons kan nou net ons waardes invervang. Die EMK is 12, die eksterne potensiaalverskil, of die terminaalpotensiaalverskil, is 11,7, plus I, wat ons moet bereken, maal met 0,2, wat die interne weerstand van die battery is. En dan kry ons 12 minus 11,7 is 0,3, gedeel deur 0,2, gaan vir ons dan I gee, en daardie waarde is 1,5 ampere. Volgende moet ons die effektiewe weerstand van die parallelle tak, met ander woorde van die 10 ohm en die 15 ohm, moet ons bereken. En hiervoor gebruik ons die formule wat jy kry op jou formuleblad, en kom ons sê hierdie is weerstand 1 en daardie is weerstand 2. Dan vervang jy bloot jou waardes in. Ek wil jou wel daarop wys. Dis 1 op RP is gelyk aan 1 op R1 plus 1 op R2. En dit is gelyk aan
1 op 10 plus 1 op R2 se waarde is 15 en as ons dan dit op dieselfde noemer plaas, is dit 6 op 60 plus 4 op 60. Jy gaan hierdie uit die aard van die saak met jou sakrekenaar doen en dit is 10 op 60. En dan 'n belangrike punt waar baie leerders 'n fout maak. Hier gaan hulle dan en vat bloot die resiprook van 1 op 6 en sê dis 6 op 10. Jy moet sê, dus die parallelle weerstand is gelyk aan die inverse daarvan en dit is 6 ohm. As jy net gaan skryf 10 op 60 is gelyk aan 6 ohm, logies 10 op 60, 1 op 6 is nie gelyk aan 6 nie. Jy moet skryf die parallelle weerstand. En dis waar baie leerders gewoonlik punte verloor as hulle 'n paralleltak se effektiewe weerstand bereken. Die weerstand van resistor R moet ons volgende bereken. Ons het reeds die parallelweerstand bereken, dit is 6 ohm en die paralleltak is in serie met resistor R. So ons kan op die formuleblad sien dat V is I maal R, so V ekstern het ons as 11,7. I totaal het jy reeds bereken, dis 1,5 maal met R ekstern. So ons kan dan R ekstern gaan bereken en dit gee vir ons 11,7 gedeel deur 1,5 en dit is gelyk aan 7,8 ohm. En nou weet jy wat is R ekstern? R ekstern is die som van resistor R en dan die weerstand van die parallelskakeling. So ons kan dan R bereken, is R ekstern 7,8 is, minus die parallelle weerstand wat 6 is, en dit gee vir ons 1,8 ohm. Ons 12 volt battery met interne weerstand 0,2 word nou in serie geskakel met 'n baie klein elektriese motor en 'n resistor T met onbekende weerstand. Die motor is X watt 3 volt gemerk en funksioneer teen optimale toestande. Wanneer skakelaar S gesluit word, dan hys hierdie motor 'n massa van 0,35 kg vertikaal opwaarts teen 'n konstante snelheid. Daai is baie belangrik. Van 0,4 meter per sekonde. Aanvaar dat daar geen energieomskakeling na hitte en klank is nie. Bereken die waarde van X. Nou, hierdie vergelyking is op jou formuleblad onder arbeid, energie en drywing. Dit word wel nie so baie gebruik nie, maar die gemiddelde drywing in watt is gelyk aan die krag wat uitgeoefen word op 'n voorwerp in Newton. In hierdie geval gaan dit die krag wees wat die elektriese motor uitoefen. En dan vermenigvuldig ons dit met die gemiddelde snelheid van die voorwerp. En dit gaan daai 0,4 meter per sekonde wees. Nou ons mag hierdie formule gebruik want die voorwerp word teen 'n konstante snelheid opgehys. Nou vra ons die vraag: watter krag oefen die elektriese motor uit? Nou dink aan Newton se tweede wet. Konstante snelheid, F net gelyk aan ma, so F net gaan gelyk wees aan 0. So die krag wat die motor uitoefen en gravitasie-krag gaan gelyk wees aan mekaar. So ons kan hierdie formule gaan herskryf as mg maal met die gemiddelde snelheid. So wat is die massa? Die massa is 0,35 kg. Ons maal dit met gravitasieversnelling 9,8
en die gemiddelde snelheid van 0,4 meter per sekonde. En dit gee vir ons 'n gemiddelde drywing van 1,37 watt. En die laaste vraag vir 2016 bereken die weerstand van resistor T. Kom ons begin by die elektriese motor. Ons het sopas bereken dat die drywing P is 1,37 watt. Die potensiaalverskil is vir ons gegee as 3 volt. So ons het P, ons het V. So ons gebruik ons vergelyking P gelyk aan V mal I en ons bereken met ander woorde dan die stroom I is gelyk aan P op V. P is 1,37 en ons deel dit deur 3. Dit beteken die stroom wat deur die elektriese motor vloei is 0,46 ampere. En daardie stroom is dieselfde stroom wat deur resistor T gaan vloei. Nou, ons weet dat die EMK, want ons gaan te doen kry met EMK en met interne weerstand in hierdie geval, is gelyk aan die eksterne potensiaalverskil plus die interne potensiaalverskil. So, wat het ons hierso? Die V ekstern gaan tog gelyk wees aan die potensiaalverskil oor die motor plus die potensiaalverskil van weerstand T, want hulle is in serie met mekaar, plus die interne weerstand, en dit is uit die aard van die saak die totale stroom, maal met die interne weerstand. En nou vervang ons bloot ons waardes in. Die EMK is 12, die potensiaalverskil oor die motor is 3, ons weet nie wat is die potensiaalverskil oor P nie, dit gaan ons nou bereken, plus die totale stroom is 0,46 ampere en ons maal dit met ons interne weerstand van 0,2 ohm. En dan kry ons dat die potensiaalverskil oor weerstand T is 8,91 volt. En nou is dit baie eenvoudig. Ons het die totale stroom deur weerstand T, ons het die potensiaalverskil oor weerstand T. So dan kan ons gaan en ons bereken bloot die weerstand. R is gelyk aan V op I. V het ons sopas bereken as 8,91 en ons deel dit deur die stroom 0,46 en dit gee vir ons 19,37 ohm.